Goed, ek doen gou vir jou nommer 1.2 ook. Die opdrag wat ons het in die handboek van hierdie werk is bepaal die resultant deur middel van 'n skaaltekening. Die eerste ene het ons lekker die eerste krag wat ons geteken het was op die x-as of op 90 grade, lekker horisontaal. Hierdie een is 'n bietjie moeiliker want ons twee kragte werk in daai twee verskillende rigtings, 135 grade en 200. En die kragte is baie groot. En jy kan nie, as jy net deel deur 10, dan moet jy nou 'n 30 cm lyn trek, wat al klaar so groot is soos die bladsy. As jy hom deel deur 100, dan kan jy werk met 3 en 4,5. Ek dink dis goed genoeg. Jy kan altyd deel deur 20. Nee, jy kan deel deur enigiets. In 'n vraestel sal ek vir die skaal gee, en in hierdie geval sal ek heel waarskynlik sê dat 1 cm verteenwoordig 100 Newton. So hierdie 300 Newton gaan ek deur 100 moet deel, wat beteken hy gaan 3 cm wees. Die 450 Newton deel deur 100, so hy is 4,5 cm. So dis die eerste ding, ek moet my skaal reg kry. Dan wil ons die kartesiese vlak teken. Ek gaan hom hierso teken, want ek weet nou al klaar my twee pyle gaan nie onder wees. So ek teken weer my 4 lyne so, en hierdie maak nie regtig saak nie. En dis 0, 180, nee, ekskuus, 90, 180, 270 grade. Dis die peiling waarmee ons werk. Die eerste ene is 135 grade, wat beteken hy moet 0 tot 90, 90 tot 180, so hy gaan hier iewers lê. Vat my gradeboog, sit hom baie mooi presies. Ek kyk hier dat hy hier baie reguit is op my lyntjie wat ek getrek het. Daar so op my lyntjie. Kyk 0, 10, 20, 30, so ek gaan aan die binnekant lees. 90, 100, 110, 135 is daar so. So ek maak my kolletjie netjies daar. 135, daar is ons my kol, en ek teken my eerste krag baie mooi uit die oorsprong uit na my kol, en hy moet net 3 cm lank wees. So van daar af 3 cm. Maak seker dat die pyl wat jy bysit nie jou lyntjie langer maak nie. Die volgende krag wat ek het is 450, so 4,5 cm, 200. Ek het nie 'n sirkelgradeboog nie. Hy gaan net op 180, maar ek weet 200 is 'n bietjie meer as 180. Hoeveel meer? 20. So ek wil 20 hierso kan meet. So ek sit weer my gradeboog andersom. Baie mooi hier op 0, baie mooi met my y-as. Ek kyk hierso 0, 10, 20. Ek maak my kolletjie daar. Hy moet 4,5 cm wees. Ek begin weer by die oorsprong. Vat my liniaal, jy moet baie mooi akkuraat werk. En dan trek ek om 4,5. Hy maak my pyltjie. So hier is my 450 Newton krag. Hier is my 300 Newton krag. So die volgende stap, as ek my twee kragte daar het op die regte plek, dan maak ek my parallelogram, want hierdie krag gaan hierdie voorwerp wat hierso is in hierdie rigting trek. Hierdie ene gaan hom soontoe trek. So ek het 'n vermoede die netto krag, die resultant gaan in hierdie rigting gaan. Maar ek weet nie hoe ver waantoe nie. En die parallelogram help daarmee. So ek vat hierdie lyn en ek trek hom af soontoe. As jy nie mooi akkuraat dit kan doen nie, jy bewe bietjie, dan kan dit goed wees om hier weer jou gradeboog te sit en weer 135, nee, ek sal hom weer daar sit. Dit is net moeilik om hom reg daar te sit, maar daar so sien julle, nee, julle sien nie. As ek hom so sit,
dan wys hy weer daar na my 135 grade toe. So wat het ek gedoen? Ek vat hom en ek hou hom so stil as moontlik. Ek gebruik die breedte van my liniaal en ek trek hom hier onder. Dieselfde gaan ek aan hierdie kant doen. Ek vat hom, nou is hy so bietjie minder, daar is ons die punt van my krag, trek terug. En daar waar die twee bymekaar kom, dit is dan nou die plek waar my resultant gaan eindig. En waar is my blou pen? Teken hom in. So van die oorsprong af, baie mooi netjies tot by die punt. Pyltjie maak nie my lyn langer nie. Ek kan sommer kontroleer, was daai nou 3 cm? Ja, hy was 3, hierdie moet 4,5 wees. So my parallelogram het ek mooi akkuraat geteken. Hierdie lyn is van daar af tot hier 6,1234 centimeter, wat beteken dit is 640 Newton. Maak sin, want die diagonaal gaan ons nou langer wees as enige van die twee kante van die parallelogram. En dan die laaste ding wat ek moet doen, is om sy peiling te kry. En daarvoor gaan ek weer my gradeboog gebruik. Sit my gradeboog baie mooi netjies. Ek wil elke keer na die sirkeltjie toe gaan. Jy moet 'n gradeboog kry wat jy kan leer ken, né? Ek sit hom daar, ek maak seker my lyn is op my y-as, pyltjie is op daai begin, die streepietjie, van 0 af tot hierso. En nou nie hier, ek gaan nie tussen 0 en 1 werk nie, ek gaan tussen 170 en 180 werk. Joeg, en dit lyk soos presies 175, né? So, daai hoek tot daar is dan nou 175 grade en dis sy peiling. So my resultant is gelyk aan 640 Newton en die peiling 175 grade. Ek hoop dit help vir die wat gesukkel het in die klas. Jou huiswerk vir vandag, terwyl jy nou môre wiskunde skryf, is nommer 2.2. 2.2. Gaan probeer daai ouetjie asseblief.